Welcome again to Are We Relevant? Today's program featuring some of the sermons preached in last decade. For more information, log on to our website, www.arewerelevant.co.za. Now here is today's program. En vanoggend is daar iets wat ek vir jou miskien weer gaan skok. En jy gaan miskien by sê, na die tyd, dit is nie lekker nie, Nellis, ek hou nie daarvan nie. Maar vanoggend gaan ek met jou praat. Hoekom begin iemand so goed in die Here en hy eindig so sleg? Hoekom is daar kinders van die Here wat hier moet wees, wat weggeval het, wat goed begin het, op hulle knieë gestaan, en Jesus aanvaar te saligmaker, en hier skielik, hoor jy, is nie werd. Daar moet toch 'n verklaring wees. En die skrif sê, Paulus sê hierdie woorde. Paulus sê, die skrifte is vir ons gegee as lering, om leidsaamheid, die deur die skrifte te gaan, deur die profete te gaan, deur die voorvaders te kyk, deur Moses hulle te kyk, deur die Ou Testament te kyk, en daar leidsaamheid te leer en dit toe te pas. Nou as jy die Bybel het en jy lees van Moses, is dit niks met Moses te doen. Dit het iets te doen met God, hoe God met Moses gewerk het. Hoe God met Moses, as hy gehoorsaam was, het God so gedoen. As mense ongehoorsaam is, het God so gedoen. En ons moet vanoggend dit verstaan. En ons moet vanoggend verstaan, in jou eie lewe, is dit nog steeds die waarheid. Nog steeds kan ek vanoggend na die skrif toe gaan en sê, dit pas my. Dit is vir my gesê, weet hoeveel 1000 jaar het God nog steeds met my gepraat nie. En hy praat nou met jou en my vanoggend. So wat ons gaan kyk is, ons gaan kyk na koning Asa. 2 Kronieke 14:16. Gaan ons kyk na Asa. Asa was 'n jong koning. Sy pa het nie so lank regeer nie, maar sy pa het bidend gewees. Vir elke oorlog, vir elke ding wat hy gedoen het hy na God toe gegaan. God vertrou en God het hom oorwinning gegee. So die voorbeeld wat hy gesien by sy pa was redelik goed. Dat hierdie jong koning het die skrifte deursoek. Hy was soekend na die skrif. Hy was soekend na die God van die voorvaders van Moses, wat die rooi see oopgemaak het met sy staf, en God het hulle deurgegaan. Van die, waar ongehoorsaam was, die aarde oopgegaan. Van waar die mure van Jericho geval het, en hoe God gewerk het. En Asa het besluit, ek gaan God soek. Toe ek tot bekering gekom het in die weermag, in 1978, ek sal nooit vergeet nie hoe soekend ek na die Here was. Ek was net iets in my. Ek het gewoon laatst van my pa gehad. My pa was 'n man wat lief was vir die Here. Soos Asa was, het ek ook gesoek na die Here. En jy en ek moet vanoggend hier sit, en jy moet ook soekend wees, of ek tyd gehad het waar jy soekend was. Miskien kan jy dit nie meer onthou, want was te lang terug. En hy soeke na aan dood gegaan. Want toe ek in die wêreld ingegaan, en ek kom en dan gebeur iets, en my hele lewe gaan weg van het af, en ek soek om terug te kom, en ek soek om terug te kom, en ek was so besig om my hele lewe aan die gang te kry, en my eie selfbesluit het my van God al weg. My eie besluit. Net een besluit het my weggevat van 'n pad wat ek nie weer kon terugkom nie. En daar was het verby. Kom ons kyk na Asa, hoekom, waar is die voorbeeld, hoe kan ons dit weer? Ons sien wat het Asa daar gedoen, is so staan het duidelik, die oë van die Here is op die regverdige en sy ore tot hulle hulp geroep. Asa het geweet, dat hierdie God, wat sy pa gedien het, wat Moses gedien het, hy het geweet, dat God kan elke ding in sy lewe raak sien. Broeders, jy kan niks van God wegsteek nie.
Hy deurdrink jou. Hy sal kyk, jy kan nie in die skade iets doen nie. Jy kan nie in die nag iets doen nie. Jy kan nie iets saggies dink nie. Hy weet elke gedagte. Hy ken jou en hy deurdrink jou. En hy weet wat jy op die huidige oomblik hierso sit en dink. En Asa het so geleef, dat het sê die oog van die Here was op hom, en hy het hom goed gevind in hom, en hy was vir 10 jaar rus gehad, en hoekom? Omdat hy was 'n gebedsman, hy het gebid, hy het God geraadpleeg vir alles, en hy was nie 'n bang man nie, hy het geken van die oorlog wat Joshua gewen het, wat in Moses se tye gewen het, waar Moses so gestaan het met sy arms omlig, en hy oorlog gewen, want daar was 'n biddende volk, wat besig was om in te tree vir sy oorlog vir Joshua terwyl hy sê, en hy het dit gewen. Hy sê Dawid geken, want elke keer voor Dawid oorlog het hy vir hom gebid en sê, Here my God, wat se oorlog? Want hy gesê, gaan ek veg vir jou Dawid. Hy was so bald hierdie mannetjie van hierdie Asa gewees, dat hy somme net toe kom daar 1 miljoen soldate teen hom, van Ethiopië, kom maar 1 miljoen soldate teen hom. Hy was 200.000, hy 200.000 soldate gehad, met skild en spiese, het Asa gehad. En ek dink 300.000 ouens met skild en pylboog. Maar hier kom die Ethiopiërs met 1 miljoen soldate en 300 ruiters, strijdwagens. Toe hy het sien, toe sê hy vir sy manne, trek aan julle klere, ons gaan 'n oorlog doen. Jy kan sien, daar is soveel vrede in hierdie man. Hy gaan na 'n vallei toe. Mens gaan nie na 'n vallei toe nie, jy gaan na die hoogtes toe. As jy minder is, dat jy kan afskiet na toe. Hy gaan stap in die vallei, en hy sien hierdie miljoene. En hy sê, God, en ek wil dat hierdie gebed jou eie begin maak. Skryf jou eie probleme na. Ek doen dit die afgelope tyd. Vat hy gebed, en skryf jou eie dinge binne in hom in. Dat menslike planne, al is hulle groot, al is hulle min, is nie aan hulle kant nie. Hy sê, Here, ons leef teen U vandag, U sal ons hier moet uitred. En hy sê, en God het die Ethiopiërs weggejaag. God beklei vir jou oorlog. God beklei vir jou dinge in jou lewe. Jy moet nie gaan en probeer jou eie dinge uitsorg nie. As daar probleem is, gaan na jou binnekamer toe en sê, asseblief, Here, wat moet ek doen? God is daar om vir jou oorlog te veg. Hy kan die oorlog stop. Asa kan toe gaan sê, Here, ek weet, ek is nie bang nie. En hy man stap in vrede in miljoene mense, en hy sê, Here, geen tegniek nie, geen oorlogsplan nie, niks nie. Hy staan met daai, sê, Here, ons sal U eer sien. Alle eer aan U, Here. Hy sê, U is die een wat die oorlog veg. Here, U kan dit doen. My voorvaders het dit gesien. Ek het dit gesien deur die geskiedenis. U is die God wat oorlog beveg. Here, ek gaan nie so sit en U loof en prys vir wat U gaan doen. En daar oorwin hy die oorlog. En weet jy wat? Hulle sê, en hy great spoils to you. God seën hom toe met die oorlog met groot oorwinning en sommer baie prosperity het saam met dit gekom, dinge wat hy gekry het. En hierdie klein volk in Juda oorwin en as 'n groot fees. Hier het hy met die oorwinning gewen. Hy het oorwin hierdie miljoene mense. Hy het aan God die eer gegee. En hier is 'n groot fees wat hulle hou. En terwyl hy fees hou, kom daar iemand na hom toe. 'n Profeet. Hy sê, kom luister hierso. As jy God soek, gaan hy jou soek. Ag, hy sal jy te wees. Maar as jy hom verlaat, gaan hy jou verlaat. Nou daai woord verlaat beteken, as jy jou greep los op God, jy het gaan wil kyk, die oorspronklike, staan daar, as jy jou greep los op God, gaan hy sy greep op jou los. Hoekom kom sy om nadat hy oorwinning gekry het in God? Is omdat ons beteker gemaaklik raak in die Here. Ons aanvaar alles is vanselfsprekend. Dan sê die
die Here vir Asa, en jy moet mooi gaan kyk daar en sê vir hom, die profeet sê, onthou jy jou volk, onthou jy Israel, het so en so gedoen, maar nou wil die Here vir jou waarsku, jy ken Israel, wat jy doen, as jy gaan slaap raak, die Here sê, ek wil jou bless, maar nou moet jou hand sterk wees, moenie slaap raak nou nie, die volgende blessing, gaan groter wees as die, en jy gaan val. En jy kan sien, hy praat in die toekoms. Hy praat van die toekoms. Die Here ken jou lewe, broer en suster. Hy ken jou. Hy werk al 50 jaar vooruit. Weet jy, toe jy geboor was, ken hy al jou, wat jy daar is in jou lewe, Salomon weet daar, hy ken elke dag in jou lewe. Hy weet wat jy gaan dink miskien. Hy weet wat vorentoe gaan kom. Hy het 'n bird's eye view. Hy weet wat op die huidige oomblik jou probleem is, en hy is besig om aan te werk. Moenie jy voeter waar God werk nie. Ons wil so gauw graag dinge uitsort. Kom, ek gaan vir jou gauw net vinnig nog na Asa toe. Hier 'n paar jaar daarna, maar toe die profeet het van kom sê, wat het hy gedoen? Hy het al die afgode gaan afkaap. Al die afgode gaan uithaal. Van hierdie plek af, van die plek. Hy het al die afgode hieruit gehaal, en dan het hy gebid, Here, waar is dit? Wys die Here om die se afgod. Gaan haal hom dooruit, en haal hom daaruit. En toe doen hy iets wonderliks. Hy gaan na die altaar van God, en hy herstel dit soos wat het altyd was. Ek wonder of jy hoor wat ek sê. Hy herstel die altaar, en hy kom na die hele Juda toe, en hy sê vir Juda, van nou af, breek ons hierdie altaar af, julle gaan al die heidense goed in julle lewens weghaal, wat van die wêreld af, al die verfoeisels, daar staan verfoeisels, haal dit weg. Kom ons kom terug na God, maar ons moet God aanbid. Kom ons bring daai gebedstafel, daai altaar van God, kom ons bring dit terug soos dit normaal was. Ons kry baie keer mense, hoe moet ons die kerk meer mense inkry? Kom ons kry hierdie kursus, kom ons kry daai ding in, kom ons kry hierdie plan van die wêreld in. Oor die ou van Amerika het 'n nuwe ding wat hulle in besighede implementeer. Kom ons doen dit in die kerk. Asa het dit nie gedoen nie. Asa het op sy knieën geval en sê, Here, wat moet ek doen? Toe sê hy, bring die kerk terug na waar hy was. Bring hom terug na mense wat deur die woord van God bestudeer, mense wat deur die woord van God memoriseer en hulle bring gedagtes in Jesus sê in Johannes 14, kan jy gaan lees van 15 sê, hy sê, as jy jou woord in jou hart bære, dit engraveer, hy sê, dan sal ek in die Vader na jou toe kom, en as jy broer en suster in die geestelike lewe dood is, dan moet jy weet, jou woord is dood. As ons sien in Boetaan is is besig om weg te val. Dan sien sy familie is besig. Broer en suster, weet jy dat egskeidings in Suid-Afrika, elke tweede huwelik is op pad om te breek. Dis nie net onder Christene nie, as dit die wêreld nie, dis nou onder Christene, soos 50-50 gelyk in die wêreld. In die Christelike kerk was dit altyd, ten minste elke 12de huwelik was op die rots. Nou is dit elke tweede huwelik is in gevaar. Hoekom? Omdat goddelike orde nie meer in die huisgesin is nie. Omdat goddelike orde nie meer in die kerk is nie. Daarom word die kerke leeg. Daarom val mense weg in die kerk. Daarom staan 'n boek of 'n sussa wat die orde in die kerk, en hulle sê, my huwelik is besig om in mekaar te sak. Kom ons kyk wat dit is gebedskamer. Kom ons kyk wat dit sy altaar, is dit nog soos God het wil gehad? Jy kan agterkom, broers, as kyk wat het Asa gedoen. Kom ons gaan vinnig vorentoe. Asa, wat het hy gedoen? 37 jaar. Die Syrië wil toe hulle aanval. En God wil Syrië vernietig. Die Syrië is God. En toe wil hy teen hulle veg te sien, Asa, vrees Asa dit toe. Toe gaan haal hy die tempel uit goud en silwer en goeders, en hy gee vir die ouens, vir die vyand, gee hy vir hulle geld en koop hulle om Israel aan te val. En hy sê, mooi val vir Israel. God wil hulle vernietig het. Maar toe gemaak hy plannetjies, en hy gaan
stuur sy ambassadeurs so toe, en sy gaan koop hulle omdat net in ons bevind. Eerder teen Israel. Wat gebeur dan? Hy raadplig nie vir God nie. Hy begin van sy eie planne maak. Nou as ons 'n Boeta en 'n Sissa kry, het wegbaal van God af. Jy kan sien het daar iemand se lewe. As Jesus iemand aangeraak het, broer en suster, as iemand se lewe deur Jesus aangeraak is, en hy is 'n man van joy, hy is 'n man van vrede in hom, hy loop soos Asa in 'n oorlog in, hy is nie bang vir die duiwel en sy streke nie, hy stap daarin, en hy prys die Here en alles. Maar as ons sien, hy val weg, hy het so goed begin Asa, kyk hoe goed het hy begin, en jy skielik maak hy sy, en eie besluit, en hy kompromieer, hy maak kompromie aan, met die vyand, met die wêreld. En dit wat gebeur in huwelike en verhoudings in kerke, ons begin kompromie aangaan met die wêreld, ons hou hulle tevrede, ons bly maar stil, want ons wil nie meer by God se woord uitkom nie. As iemand van die kerk wegval, broer en suster, kan ek jou waarsku, kan ek jou omtrent met eerlikheid sê, dat hy kompromie aangegaan met iets in die wêreld, met die vyand. As hy wegval, en hy dubbelhartig, jy sal sien, Asa was dubbelhartig geweest, hy het 2 plekke probeer staan, hy probeer in die kerk wees en in die wêreld. Jy kan nie verlang maak of jy 'n Christen is nie. As jy nie daai gebedskamer, goddelike orde in jou huwelik terugkry nie, as jy nie goddelike orde in jou werksplek terugkry nie, as jy nie goddelike orde in jou verhouding met mense terugkry nie, gaan jy op die ou miserabel en word soos hierdie man, het hy 'n siek persoon geword, wat hy woede begin kry, en hy woede hom gaan opvreet. In plaas dat hy soos sy oupa, groei, die een Dawid, op sy knieë geval en sê, Here, vergewe my sondes, en die man kwaad geraak, toe die profeet het hom sê. Die profeet sê, dit wat jy gedoen, was stupid. Toe word hy kwaad, toe kom hy kwaad geword. Hy het homself gesien, 'n paar jaar gelede, toe sê die profeet vir hom, oppas, onthou net een, en as jy God soek, sal hy te vind wees, maar jy hom verlaat, toe sien hy homself in speel. Dit was wat ek was. En het hom woedend gemaak, dat hy wil graag so gewees het en gebly het, en toe val hy in dieselfde sondes, as wat sy voorvader geval het, Salomo. En hy het sy gemak en rykdom, het hy ook vertrou. En ek is mos wel, as God seën my groot, ek hoef nie meer, ek kan maar nou nie die dinge betaal. En hy neem 'n besluit sonder God, en die profeet sê, van nou af, sal jy oorlog in jou huis hê. Het jy oorlog in jou huis? Het jy die vrede, en hulle sê, Asa het vrede gehad, vir weet nie hoeveel jaar nie, hulle sê, as jy ingestap het, in Juda in, het niemand met mekaar beklei. Is daar onenigheid in die familie? Gaan kry goddelike orde terug. En dit begin by die kamer toemaak. Here, my God, wys my wat 'n altaar is daar. Want ek verwag die Here vir jou om vir jou vrou te praat, met jou iemand te gaan praat en sê, Here, ek dink het daar God ergens. Haal my afgode uit. Is daar wanorde in jou huis is, broer en suster, kom terug. Bring weer God se altaar terug in die huis, en bring die Bybelstudie, bring woordstudie, bring by huisgodsdienst terug in jou huis, en begin met jou vrou, en kinders bid, word priester van die huis. En as jy jou vrou daarbo kan sit, dan sê jy vir haar, en predikant met haar praat, en sê, mevrou, jy is besig om te regeer, klim af toe. Want goddelike orde in die huwelik is daar gesit vir 'n rede. Dis daar gesit vir orde, sodat daar vrede in die huis, in die familie kan wees. En dan as het 'n kind is wat rebels is teen jou, ek weet, die tieners is daar so, want ons lewe in 'n stelsel wat vir jong mense enige reg gee. Dan gaan
verstaan jy, soos ek en my vrou, vir ons kinders, dat ek saad my vriend sê, ja, my God, jou bloed was nie verniet gestort raak het. Jy bid nie sê, Here, laat hom bekeer nie. Nee, in 2000 jaar had iets gebeur, wat al ons kinders en ons familie op hulle knieë kan bring. Here, U het gestel vir hom, dis jou kind. Here, ek gee my kind aan jou oor. Jy moet hom sorg, Here, dis is jy wat hom verlossing gee. Ek kan nie vir my kind verlossing bring nie. Dis Jesus alleen wat hom verlossing bring. Net soos ek voorheen, en soos U as kind van God hier is vandag, en die loop saam met hom, moet nie die verlede vergeet nie, die verlede, hoe God in die verlede gewerk het, gaan hy môre met jou probleem opwerk, vertrou hom vir dit, en jy sal vrede, linkerkant en die regterkant, en jou bovenkant en jou onderkant kry. Jy moet op jou knieë weer gaan en God terugbring, en we gaan bid en smeek vir elke ding, en moenie 'n besluit doen soos Isak, een besluit, en sy God se hand vir hom weggetrek. Een besluit. Jy kan vandag besluit hoe jou lewe wil hê. Wil jy nog steeds aangaan soos jy aangaan? Vra vandag vir God. Here, wat sou in my huis? Moenie praat soos by ander mense. Moenie foute gaan soos by ander mense nie, soos dat Asa gedoen het nie, en het al die mense begin onderdruk nie. Nee, gaan begin met jouself. Here, wat moet ek uitdaag? Wat sou my huis? Here, kom eens ek my vrou, nie lekker met mekaar nie. Here, wat is dit goed? Wat is die afgrond in die huis? En wat praat het? Vraag hom. Hy sal vir jou dit gee, hy wacht vir jou. Weet jy wat staan daar so mooi in duidelik? Terwijl die profeet kom sê, ek sluit er nie af. Die profeet sê vir hom, ek wil die ding sê, julle het altyd as Israel God verlaat. Julle was altyd net in die moeilike en dan help God julle en verlaat hulle weer telke maand. Maar hier is jou goeie nuus, sê God vir jou. Elke keer as jy my aangeroep het, was ek daar vir jou. En jy het gesmeek na my. En ek het jou gevind. En ek het jou uitgelig. En ek het jou nooit teleurgestel nie. Ek was altyd gewag vir jou. En dis vir julle vir ons vanoggend sê, kom, hy wag vir jou, maar jy moet op die regte hart, jou hele siel, gees en lichaam oorgee aan hom en hom soek. Hy soek jou hart en hy weet dat jy wil hê. Our prayer is that you have been blessed and encouraged by this sermon. You can contact us via our website or Facebook page. Please share a testimony on how this sermon has blessed you.